Voordat ons lees, kom sluit net die oog. Vader, wat so groot voorreg is dit nie om vanoggend hier as broers en susters, as u kinders by jou voete te kom sit nie, liewe Heer. Vader, op ander plekke in hierdie wêreld is daar van ons broers en susters wat vervolg word, wat dit in die geheimenis moet doen. En Vader, sodoende prys ons u vanoggend dat ons dit nog in 'n land kan doen waar ons vrylik u naam kan verkondig, vrylik u woord kan lees. Maar Vader, help ons om ook sodoende elke oomblik te gebruik van hierdie vryheid, liewe Heer. En Vader, sodoende vra ek vanoggend dat u Gees elke hart sal aanraak met u waarheid. Vader, waar ons oor iets baie simplisties gaan praat, iets wat baie welbekend is oor die wapenrusting van u, liewe Heer. Vader, help ons om nie vas te kyk aan die eenvoud nie, maar dat ons die diep waarde daarvan sal besef. Dat ons sal besef dat elke persoon wat hier is vanoggend in een of ander aspek gebroke is. Een of ander aspek sukkel en ook sodoende in een of ander aspek stres ook, liewe Heer. Vader, help ons om vrede te kry vanoggend, om te besef dat u woord die belofte maak, dat u al reeds al hierdie dinge vir ons gegee het. Al wat ons net moet doen is vertrou in die geloof en dit ook aantrek, liewe Heer. Vader, ek vra dat u elke oor sal sluit vir die besige wêreld daar buite. En Vader, mag ons u ervaar hier vanoggend deur die woord. Mag u woord ons herskep, vernuwe en verander in die Seun se beeld. En dan laastens, liewe Heer, vra ek dat u my eie gebrokenheid en sondigheid op sy sal sit, en dat elke woord wat gespreek word, tot eer en verheerliking van u naam sal wees. Vader, ek vra al hierdie dinge in u heilige naam. Amen. Nou voordat ons lees uit Efesiërs 6 vers 14 tot 20, wil ek net die tema van vanoggend met julle deel, sodat julle dit ook in gedagte kan hou, soos wat ons deur ons hoofteks gedeelte lees. En die tema is om dapper in die oorlog te wees. En dan as ons saam lees uit Efesiërs 6 vers 14 tot 20, lees ek uit die ou vertaling uit, en vers 14 sê, staan dan vas, julle ledene, met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing, en die swaard van die Gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Net tot sover, asseblief. Nou soos wat julle weet, is ons nog tans besig met die reeks wat handel oor die boek van Efesiërs, en ons gaan dan ook volgende Sondag klaar maak met hierdie reeks, maar ek hoop in hierdie reeks het die Here ook julle so geseën om dinge te leer en aan te neem en aan te trek, en ook dinge te besef wat julle kon deel maak van julle lewens, om ook sodoende meer waarlik en meer suiwer te wandel in hierdie wêreld. Maar ons trek dan vandag ook sodoende by preek nommer 34 in hierdie reeks, en soos wat ek genoem het, begin ons met 'n nuwe tema, met 'n nuwe hoofteksgedeelte wat handel oor om dapper te staan in die oorlog. En soos wat julle nou saam met my gelees het, is ek seker elke een van julle ken hierdie gedeelte van die wapenrusting van God omtrent uit julle koppe uit. Maar soos wat ek gebid het, wil ek vir julle vra, moet nie dat die eenvoud en dit wat julle al klaar weet, in die pad staan van die diepteid en die belangrikheid van hierdie gedeelte nie. Dis eintlik hartseer om te besef dat in hierdie eenvoud ons ook so kort skiet om dinge aan te trek en ook deel te maak van ons lewens, wat die Here alreeds vir ons gegee het. Ek glo elke persoon wat hier sit vanoggend sukkel met een of ander aspek in hulle lewens.
waar hulle voel hulle skiet tekort, of 'n aspek wat hulle nog nie by die Here se voete gaan neersit nie, miskien 'n aspek van vrees, miskien 'n aspek van hartseer, miskien iets van die verlede wat jou vasgeketting hou aan die verlede, miskien is dit temptasies of sondige gedagtes, maar sodoende beteken dit dat hierdie boodskap is vir elke een van ons. Want die waarhede wat ons vanoggend gaan oor gesels, is die toerusting wat vir ons al reeds gegee is, om hierdie dinge te bestry in ons eie lewens. Dis 'n seëning wat al reeds vir ons gegee is, deur Christus wat aan die kruis gesterf het vir ons. Maar net so vinnige oorsig van, nie laas Sondag nie, maar die 2 Sondag voor dit, toe ons opgebou het tot en met die wapenrusting, het ons gesels oor dat Paulus skryf 4 keer om vas te staan, standvastig te staan teen die aanvalle van die duiwel. Ons het vasgestel dat die ware vyand nie die mensdom is, soos wat ons altyd dink nie, maar dat ons ware vyand die onsienbare wêreld is, die magte, die heersers van hierdie wêreld, en ook so 'n bietjie gefokus om te sê dat die duiwel is werklik slim met sy lokvalle. Hy stel vir elke persoon 'n unieke lokval volgens sy swakheid, volgens wat sy hart begeer. Maar toe het ons met die laaste keer wat ons saam was gesels, dat ons kan met groot vrymoedigheid in die krag van die Here staan teen die aanvalle van die duiwel, omrede Christus hom al reeds oorwin het. Dat ons reeds op die grond staan waar ons moet op vas staan, is daai grond al reeds oorwin deur die bloed van Christus en ook sy opstanding uit die dood uit. En sodoende met hierdie posisie van oorwinning in gedagte wil ek graag 1 Korintiërs 15 vers 57 met julle deel wat sê: Maar God sy dank, want ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. In daai eenvoud het ons al klaar oorwinning. Maar dan gaan ons tema dan vanoggend aan, en ons gaan 'n bietjie gesels oor die wapenrusting, en ek het probeer om dit interessant te maak, omrede ons ook al soveel preke gehoor het oor dit. En soveel keer met, ek seker elke persoon wat al ooit in 'n sonnaarskool was, jy onthou ook, jy het die swaard uitgeknip, jy het die beld, die gordel uitgeknip, die wapenrusting uitgeknip, die skild uitgeknip, en so ook ken ons almal die eenvoudige betekenis van dit. Maar asseblief let vanoggend op, dat ek gaan op die ou einde vra van wie sukkel met iets? Wie sukkel met temptasie in hulle lewens? Wie sukkel met sonde? En as die antwoord ja is, wat ons almal sin is, beteken dit dat ons moet groei in hierdie wapenrusting. En dan beteken dit, al verstaan ons dit, ons het dit nog nie deel gemaak van ons lewens nie. So as ons dan vanoggend na ons hoofteksgedeelte kyk, wil ek graag dit puntsgewys met julle deurgaan, soos wat elke item op die wapenrusting gelys word deur Paulus. En die eerste punt is dan, trek die gordel of beld van waarheid aan. Nou dis die eerste opdrag wat Paulus vir ons gee in vers 14, en hy sê om die gordel of beld van die waarheid vas te maak. Nou voordat ons bietjie aangesels, ek gaan vir julle vanoggend so bietjie 'n dieper historiese agtergrond gee oor die wapenrusting van die Romeine, aangesien Michael ook altyd so sê, ek hou so baie van geskiedenis, is dit 'n guldige geleentheid om dit ook met julle te deel. Maar ek hoop in dit vind julle waarde ook, want Paulus het groot geword as 'n Romein, ook Jood, maar hy was 'n Romein gewees, en die groep mense, die Romeine wat die wêreld oorgeneem het en in beheer was vir 2000 jaar en meer, was 'n staat van oorlog gewees. Almal het die soldate van die Romeine gevrees. En hulle was soos ek dink in ons konteks, soos die SWAT of die Special Forces, wat ons vandag kry in die weermag. Ek dink in ons konteks miskien die rekkies, nee? Ek seker elke een weet wat dit beteken. Maar hierdie soldate se uitrusting het 'n spesifieke doel gehad, en ek seker omrede Paulus in eenvoud daaroor skryf, het sy skrywers ook die geheime betekenisse verstaan, omrede hulle daagliks die soldate gesien het. Hulle het miskien al teen hulle oorlog gevoer, geweet hoe hulle 'n oorlog voer, die strategieë wat hulle gebruik. En sodoende kan ons sê met hierdie beld, as ons nou 'n bietjie meer kyk in diepte na die Romeinse soldaat, was hierdie beld nie daar soos in die moderne konteks,
om jou broek op te hou en party van die ouer mans, ons het 'n gewig hier voor wat dit nog die broek laat sak ook, so die aftakkie wat gebou word, maar in daai historiese konteks was die beld se doel heeltemal anderster. Nou die Romeinse soldaat het 'n tunic gedra wat soos 'n rokkie is. Ek het probeer die mooi term kry, maar rokkie klink bietjie vreemd, so ek gebruik die term tunic, wat tot in met by hulle enkels gekom het. En hulle het daai beld om hulle lywe gedraai en dan daai rok opgetel en van onder af weer opgetrek, sodat dit omtrent hierso by jou knie sit, sodat hulle kan hardloop, beweeg en ook sodoende vlugtelik in oorlogssituasies kan veg en ook uit dit uitkom. Maar wat vir my baie interessant was, is dat hierdie beld wat hierdie rok vasgehou het, was eintlik die mees belangrikste gedeelte van die hele soldaat se uitrusting. Al die borsplate en al die swaarde wat hy gehad het, alles was vasgemaak aan hierdie beld. En sodoende kan ons ook sê dat soos wat hierdie beld die Romeinse soldaat eintlik die kern was, die fondasie was van sy uitrusting, is die waarheid van die woord die fondasie vir ons elkeen. En sodoende kan ons sê dat sonder hierdie waarheid kan ons nie eers tot redding kom nie, maar dat die waarheid van Christus en die evangelie als by mekaar trek. Johannes 17 vers 17 sê, en dis eintlik Jesus wat bid en hy sê, heilig hulle in u waarheid, en is Jesus wat bid tot sy Vader, u woord is die waarheid. En ek seker elke een wat hier is vandag weet, in die moderne konteks is ons nogals baie gefokus op kennis van die woord, né? Dis ook om Bybelstudies is daar, ons bied baie klasse aan om 'n dieper verstaan van miskien 'n boek te verkry. Maar op die ou einde beteken daai kennis ook niks as dit nie 'n waarheid raak in jou lewe nie. En ek glo dit is wat geestelike groei is. Geestelike groei is wanneer die woord deel raak van jou lewe, soos wat Christus een is met ons. Maar dan kan ons ook sê dat as die waarheid nie in jou lewe is nie, gaan jy nooit hierdie wapenrusting kan aantrek nie. En is dit nie eintlik waarmee ons op 'n eenvoudige vlak sukkel? En dis hoekom ons word so getuister en word so vinnig agtervallig in ons wandel saam met die Here, is omrede ons nie sy waarhede ken nie. Is omrede sy waarhede nie deel is van ons lewens nie. Dat party van ons wat al vir 40 jaar die Here dien, nie eers partykeer weet hoe om te bid nie. En ek seker julle stem saam met my dat in hierdie basiese eenvoud, in hierdie fondasie, het ons partykeer bietjie krakies. Maar dan ook met hierdie waarheid, die res van ons wat meer van die basiese waarhede verstaan en ken, en dit is deel van ons lewens, staan ons ook partykeer skuldig, soos wat die engel sê, dat ons compromise op dit, in die moderne wêreld. En compromise beteken, om aan die waarheid selektief vasthou, en ook sodoende om dit bietjie te verander volgens die situasie wat jy in is. En ek weet nie van julle nie, ek het ook dit al gedoen in my lewe toe ek jonger was. En partykeer jy kom dit nie eers agter nie, dat jy dit doen nie. Maar ek sê vir julle nou dat ons nie kan sterk staan teen die aanvalle van die bose, as ons nie teen volle hierdie waarheid aangryp en dit nooit weer laat gaan nie. Ons kan nie compromise vir ons geliefdes, vir ons vriende, vir jou man of vir jou vrou, vir jou kinders, vir wie ook al nie. Jy moet vasstaan in daai waarheid. Want hoekom? Die waarheid is God self. En as ons die waarheid verander, verraai ons die Here. En mense, die waarheid is die totaliteit van daai Bybel wat vanoggend voor jou is. Dis van Genesis tot en met Openbaring. Amper sê ek van Genesis tot Exodus. Van Genesis tot en met Openbaring, elke woord, vir al die gedeeltes wat jy nie van hou nie, want dis die gedeeltes waarop jy moet fokus. As die waarheid seer maak, is dit omrede jy vir jouself jok, en jouself vir jouself wegsteek. Dis die enigste rede hoekom ons nie altyd van die waarheid hou nie. Maar dan kan ons ook aangaan en sê dat
omrede hierdie beld, die beld van waarheid is Jesus behoort om hierdie beld te wees, want Jesus verwys na homself in die woord, na die waarheid in Johannes 14 vers 6 wat sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En wat vir my so interessant is, ek het nogals vir jare gesukkel om die woord te plaas. Ons het 'n drie-enige God, wat God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees is, wat saam een is, maar tog is die woord ook God. En waar plaas jy dit? Is dit nou onder die drie-eenheid, deel van die drie-eenheid? En ek weet dit is so eenvoudig, maar so 'n paar maande terug het ek besef, dit val onder Christus se kategorie, want Christus sê die woord het vlees geword, en soos wat die Nuwe Testament dit vir ons verduidelik, in die Ou Testament sê dit vir ons, God het gespreek en hy het geskep, maar in die Nuwe Testament verduidelik hulle dit vir ons, en dit sê, God het deur Christus en tot Christus alles geskape. En Christus is die woord van God. En soos wat die soldaat hierdie beld aangesit het, het hy daarna eers begin om die borsplaat, om sy swaard en al die ander dingetjies wat gepaard gaan met sy uitrusting, vasgemaak aan dit. En mense, ons fokus partykeer op die swaard, op die skild, op die borsplaat, al hierdie groot dinge, maar vergeet die belangrikste punte, en dis die waarheid van Christus, dat hy die middelpunt behoort te wees in ons lewens. En sodoende wil ek ook met julle deel dat hierdie beld is 'n beld wat 'n karaktereienskap moet gee aan jou. Dat jy die beld moet aantrek, en voordat jy hom aantrek elke oggend, moet jy al reeds bekend wees as iemand van die waarheid. Jy kan nie die beld van die waarheid aantrek en jy leef 'n valse lewe nie. Want dit werk ook nie so nie. In die Romeinse ryk het hulle elke nou en dan, het hulle as daar mense wat rebelleer in die weermag, het hulle vir hulle amper soos dit lyk soos 'n cricketbat, hy is 'n bietjie kleiner, gegee, en dan moet stoot hulle deel hulle op in 10 ouens, en dan moet daai 10 ouens een ou doodslaan, sodat hulle weer in orde kan kom in die weermag, dat hulle vrees het. En God roep ons nie tot daai vrees, maar hy roep ons in liefde, maar tot met die liefde wat baie meer as vrees is, gaan soek ons nie sy waarhede nie. En dis my 'n baie belangrike punt in my eie lewe ook, die wat my al bietjie beter ken, sal weet, ek is iemand wat baie erg is oor die waarheid. Ek wil geken word aan die waarheid, want dit is my getuienis. As al leuns te vinde word in my lewe, val my getuienis by die venster uit, en dit wat ek sê. En mense, ons lewe in 'n wêreld vol leuns. Daar's huwelike wat so op leuns gebou is, paas en maas wat verhoudings het met hulle kinders wat op leuns gebou is, vriende of vriendskappe wat gebou word op leuns, en mense, ons kan nie groei in die wapenrusting as daar leuns betrokke is nie. En dan op hierdie punt wil ek vir julle die vraag vra, word jy geken as iemand van die waarheid? Nie net wat die waarheid uitleef nie, maar ook 'n persoon wat die waarheid spreek, wat nooit 'n leuen spreek nie. En sodoende kan ons ook vra, hou jy nog vas aan die Bybelse waarhede? Aan dit wat die Here sê is goed, en dit wat hy sê is sleg. Dit wat hy sê is hy, en dit wat hy sê, hy kan nie vir dit staan nie. Eindelik stel die woord dit erger en sê, wat God haat. Hou ons nog aan dit vas? Maak ons dit ons eie, of sodoende verraai ons hom ook in daai aspek? Dan punt 2 in ons hoofteksgedeelte, is strek die borsplaat van geregtigheid aan. Nou vers 14 sê, met die borswapen van geregtigheid aan. En die borsplaat, ek het so 'n bietjie ondersoek gaan instel, want ek wou net die regte inligting vir julle gaan gegee het. Wat se tipe armor, soos die Engels sal sê, wat 'n tipe wapenrusting het hulle spesifiek gedra in die tyd van die Nuwe Testament en ook in Christus se tyd? En eintlik het hulle nie borsplate gedra nie. So hulle het skuilarmor gedra. So dis plate wat gesny is, wat aan mekaar vasgemaak is, en soos wat hy beweeg die plate ook saam. En hierdie borsplaat het reg rondom gehardloop, want onthou die historiese konteks is belangrik. En is dit nie wat deel is van ons seëning nie? Hierdie borsplaat is nie net voor nie, hy's reg rondom en ook oor sy skouers, en dit kom tot by die beld.
en dan word hy aan die beld vasgemaak en ook om die nek vasgemaak. Ons seëngroet vir die laaste paar Sondae is die volgende: die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om jou teen die aanvalle van die bose te beskerm. Die Here is onder jou om jou te dra as jy val. Die Here is binne jou om jou te lei met sy gees. En dis hoekom Paulus verwys na hierdie, dat die borsplaat is reg rondom jou, die beskerming van die geregtigheid. Nou as ons kyk na hierdie geregtigheid, of eintlik nou, kom ons verwys eers nog so 'n bietjie na geskiedenis. Nou hulle het hierdie tipe beskerming of hierdie tipe wapenrusting gemaak omrede hulle in daai tyd veral so kort swaardjie gebruik het wat so lank was omtrent, wat so skerpend was en het nie eintlik gekap nie, hulle het net gesteek in hulle formasies. En hierdie tipe uitrusting wat hulle gedra het was spesifiek gemaak dat niks deur dit kan gaan nie. So as iemand omsteek met 'n spies, hy gaan seer kry, maar hy gaan nie deur die staal gaan nie. En ook sodoende het hulle dit ontwerp om dat die soldaat kan beweeg, dat hy kan beweeg met sy heupe, dat hy kan beweeg met sy arms, en ook sodoende dat hy veilig voel. Ek dink dit is een van die grootste punt vir 'n soldaat, is om veilig te voel, of meer veilig te voel as die vyand, as ek dit so mag stel. En hierdie geregtigheid waarna hierdie borsplaat na verwys, in Engels is eintlik 'n beter woord vir my, en hulle sê righteousness. En dit verwys na twee tipe geregtigheid of geregtighede wat in ons lewens moet wees. Die eerste een gebeur van selfsprekend by redding, in Filippense 3 vers 9 praat daarvan. En dit sê dat ons regverdig gemaak is, of geregtig is, of righteous gemaak is, deur Christus wat vir ons gekruisig was aan die kruis, en sodoende ons vergewe het van ons vrot sondige ou lewens. En dit sê, en in hom gevind te word, in hom is Christus, nie met my geregtigheid wat uit die wet uit is, want nie een van ons kan volgens die wet geregtig wees nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof. Nou hierdie is nou soos baie awesome, soos die Engels wil sê, om dit te besef, dat ons reeds geregtig gemaak is. Dis hoekom ons kan direk met die Vader praat. Maar nou kom die moeilike punt waar ons by struikel. Dis die tweede tipe geregtigheid waartoe ons geroep word. En dis die praktiese uitoefening daarvan. Om dinge te doen wat reg is in die oë van die Here. Om geken te word as iemand wat 'n regverdige en righteous person is. Om, soos wat die Bybel sê, te strewe na heiligheid, in die proses van heiligmaking te wees. En die Engels noem dit so mooi met so 'n groot woord, sanctification. Een bekende Griek, Aristotle, hy was die vader van wysheid in die Griekse tyd, en hy skryf die volgende, was vir my so mooi gewees, of eintlik so direk en sonder enige filter, en hy sê, a righteous man always know what is right, and do what is right without fear for his actions, because it is right. But an ignorant fool always blames his actions on the circumstances. So 'n regverdige man weet altyd wat reg is, hy doen wat reg is, en hy het geen vrees as hy aksie vat nie, want dit is reg. Maar 'n dwaas blameer altyd sy aksies op die situasie. En is dit nie wat ons by die Here gaan doen nie, as ons sonde doen? Maar Here, dis omrede Dani dit vir my gesê het, of omrede Koos, of wat ook al, dit gedoen het, omrede my vrou dit gedoen het, of omrede my man dit gedoen het. En mense, dan staan jy nie eintlik in 'n praktiese manier regverdig voor die Here nie. En dan kan ons dit nog verder vat en vra, word jy geken as 'n righteous person in hierdie wêreld? En ek dink partykeer as ons self evalueer, is dit nie altyd waar nie. Spreuke 28 vers 1 sê oor hierdie waarheid baie mooi. Die goddelose vlug sonder dat daar 'n vervolger is, omrede hy al soveel dinge gedoen het, vlug hy altyd en dink altyd almal is agter hom aan, want hy het al soveel dinge gedoen wat goddeloos is. Maar die geregverdiges voel hulle veiligheid soos 'n jong leeu. Die Engels stel dit vir my beter, the righteous man has no fear, he's like a bold lion, verwysend na 'n dapper leeu. Hoekom? Want jou aksies is regverdig.
En ook sodoende weet jy, as jy staan in die krag van die Here, is daar niks of niemand wat teen jou kan staan nie. Maar dink jy nie ook die konteks van hierdie waarheid het verander oor die jare nie? Vandag kan daar nagevolge wees vir regverdige dade. En daar's baie keer ook vrees wat gepaard gaan in dit, in ons wêreld, in ons moderne konteks. Maar mense, ek kan vir julle beloof dat, moenie dat die vrees in die hart ingaan nie, soos wat ons al gesê het. As vrees inkom, gaan geloof by die ander kant uit. En dan, op hierdie punt is die vraag, die volgende. Jou woorde sal meer waarde dra, nie net as jy die waarheid spreek nie, maar as jy geken word as geregtige persoon, a righteous person. En tweedens is die vraag op hierdie punt, staan jy werklik en besef jy dat jy regverdig gemaak is deur die Here Jesus Christus? Wandel jy dit uit in hierdie lewe? Want as jy dit nie doen nie, is jy oop en vatbaar vir die vyand. En mense, dit is so belangrik dat ons 'n praktiese wandel moet hê op hierdie aarde wat volgens die woord van God is. Punt 3 is, dan trek die skoene van die evangelie van vrede aan. Vers 15 sê, en as die skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Nou die Romeinse soldaat was eintlik baie interessant, die voorloper in baie aspekte. Ek seker die ouer mense sal altyd die ouer Olimpiese spelers onthou waar die mense nog kaalvoet gehardloop het. Op 'n stadium het hulle sulke leerskoentjies aangetree en hulle het nie op tartan gehardloop, hulle het in die ouer dae het hulle so skakel gevat en dit stikkend of fyn gemaak dat hulle amper die baan kan gelyk maak en hulle het in daai stof gehardloop. Maar soos wat die jare aangaan het, ken ons vandag dat hulle almal met spykerskoene of hulle noem dit spikes hardloop. Julle weet mos daai skoene met die spykertjies in. En dit het begin by die Romeinse soldate wat dit eerstens in hulle toerusting of in hulle skoene in vas of deurgeslaan het en dan 'n dik leer bo dit gesit het, sodat as hulle in oorlogssituasies is, omrede hulle gewoonlik in die mindere was, dat hulle nie sal gly as die vyand teen hulle druk nie. Dat hulle altyd hulle formasie sal hou as 'n Romeinse soldaat, omrede hulle hierdie spykerskoene aangehad het. En ek seker Paulus verwys in die konteks daarna wat die mense van daai tyd het dit verstaan. Dat die evangelie nie net wat jy aanvaar nie, maar ook wat jy verkondig, jou kragtig laat sterk staan in hierdie wêreld, sonder vrees of wankel. En wat vir my so mooi is van die evangelie bring ons in vrede met God, maar dan gee dit ook vir ons die vrede van God. Die dag by redding, as jy die evangelie aanvaar in Christus aan die kruis, en hom aanneem as jou verlosser en saligmaker, dis die dag, wanneer ons vrede in God vind, maar hy gee sy vrede vir jou. En wanneer ons lewens op die evangelie gebou is, kan ons enige terrein, soos die Engels sê, navigate. Dan is ons amper soos, sorry julle, ek verwys altyd na bakkies. Ek het nie 'n baie groot spektrum om na te verwys in my denke nie. Maar dan sê soos 'n 4x4 bakkie wat oor enige plek, enige terrein, oor 'n klip kan klim, in die veld kan ry, deur duine kan jaag. En dit is wat van 'n Christen verwag word. Maak nie saak wat voor jou is nie, as jy jou oë op die Here hou en sy woord verkondig, sal hy jou bo daai berg vat. Sal jou bo daai berg neem. Romeine 10 vers 15 sê vir ons die volgende, en hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie, soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. En wat vir my so mooi is, in ons konteks verwys hulle na die evangelie van vrede. Dit is om vir iemand vrede te gee. Maar jy kan nie hierdie evangelie verkondig as die uitwerking van God se vrede nog nie jou lewe verander het nie. Verwysend na, jy kan nie vir Christus verkondig as jy nie vir Christus in jou self raak sien nie. En ek moet sê in hierdie wêreld, en ek glo ook in die kerk, is dit 'n absolute waarheid, dat ons vandag kerke het wat nie meer vrede het nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek sukkel ook party aande om aan die slaap te raak. Dinge wat jou pla, dinge waaroor jy onrustig is, en jy voel nie meer rustig in die Here nie, jy voel nie die kalmte van die Here nie.
En ek glo die rede daarvoor is nie net omrede ons nie die evangelie verkondig en elke dag in dit groei wat die boodskap, die goeie nuus is nie, maar ook omrede ons nooit groei in wie die Here is nie, in sy waarhede en in sy weë nie. En dan punt 4 is, neem die skuld van geloof op. En dis vers 16 wat sê, behalwe dit alles, neem die skuld van geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose kan uitblus. Nou die Romeinse soldaat se skuld was so 1,5 meter van die grond af op. Hy was so 0,8 meter breed, soos amper 'n meter. En die rede hoekom dit so groot was, is sodat die Romeinse soldaat met sy hele lyf agter die skild kon wegkruip, né? Vir wanneer hulle spiese gooi, of vir wanneer hulle in formasies is, of ook vir wanneer hulle skiet met pyle. Maar wat vir my baie interessant is dat die skilde was altyd gemaak uit hout, leer en linne. En hulle het omtrent nooit staal gebruik nie. As hulle staal op het gesit het, was dit meer vir versierings gewees, om te sê van wat se eenheid is hy, of in elk geval. Maar wat hulle dan gedoen het voor oorlogsperiodes is, hulle sou hulle skild in water gedruk het vir 'n rukkie. En daai water sou opgeneem geword het deur die leer en die linne saam met die hout. En die rede daarvoor is vir wanneer die vyand 4 pyle skiet of spiese gooi wat teer om het wat aan die brand is, dat hulle skilde nie sal opbrand nie, omrede dit eintlik so dun was ook. En dit is hoekom Paulus verwys na dit en sê, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige, verwysend na 4 pyle, van die bose sal kan uitblus. En mense, hierdie is 'n belofte. En dit is my so mooi, dat as ons sterk staan in die geloof, nie net sal ons die duiwel kan weerstaan nie, maar God sal deur daai geloof hom uitblus. Daai temptasies, daai sondige gedagtes, en dit is presies wat hierdie 4 pyle verteenwoordig, is al die temptasies, die lokvalle in jou lewe. Miskien is dit om vinnig kwaad te word. Miskien is dit om dinge te begeer wat nie volgens die woord is nie, maar sodra jy groei in die geloof en sterk staan, sal daai pyle nie meer dieselfde impak hê op jou lewe, soos wat dit gehad het nie. En mense, ek weet, hier sit vanoggend mense en ek insluitend, wat nie altyd onsself beskerm met die geloof nie. Ek weet nie of het julle al agtergekom, veral as ek op vakansies gaan, dan kry ek hierdie rustigheid oor my, en amper omrede ek elke dag besig is met die woord, en met berading, en met die dinge van die Bybel, as ek dit so mag stel, met my eie bediening. As mens op vakansie gaan, daai tydjie wat jy uitsit, wat jy altyd uitsit, voel vir my amper te min. Dis amper asof ek met meer tyd uitsit om saam met die Here te spandeer, want juist dan kom die aanvalle, die oomblik wanneer ek begin rus en nie meer op my hoede is nie. Die oomblik wanneer ek nie meer die geloof as 'n skild voor my hou nie. Die oomblik wanneer ek nie eintlik wil hê mense moet weet ek se dominee nie. By die see of waar die vis vang nie. Dit is juis gewoonlik wanneer die aanvalle kom. Maar hoor wat sê 1 Johannes 5 vers 4, want alles wat uit God gebore is, en kan ek vra wie hier vanoggend is uit God gebore? Kan julle julle hande opsteek? Mense, sit met lidmate wat nie uit God gebore is nie, maar okay. Nee, ek speel net. Die gedeelte sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Die geloof is dit wat ons beskerm, die geloof is dit wat ons oorwinning gee in ons daaglikse struikels in hierdie wêreld. En nou wil ek ook iets met julle deel, en ek weet Paulus verwys nie direk daarna nie, maar ek dink in die historiese konteks is dit ook akkuraat en van toepassing, is dat die Romeinse soldaat absoluut niks op sy eie beteken het nie. Ek weet nie of julle dit al agterkom as jy geskiedkundige boeke lees oor slawe wat gebeur het. Sodra hulle die Romeinse soldate van mekaar af weggekry het, geïsoleer het die ander weermag hulle oorwin. Die Romeine se groot krag het gelê in hulle formasies, hulle eenheid in wat hulle beweeg het, tot hulle skilde van sekere periodes het in mekaar ingehak, en die voorste ouens of die eerste linie, soos die Afrikaans sal sê, het hulle skilde voorgehou, die ouens agter hulle het hulle skilde bo op hulle koppe neergesit, sodat hulle beskerm reg rondom, en so het hulle amper soos 'n pansereenheid deur die vyand gesny, soos 'n warm mes deur botter.
En ek dink Paulus verwys veral na die Romeinse soldaat omrede ons ook geroep word tot 'n eenheid. Ons word geroep tot 'n liggaam. En ek weet nie van julle nie, maar as daar 'n leeu daar buite is, dis nie net my regterhand wat weghardloop nie, nê? Of my linkervoet nie. Die hele liggaam sweet saam soos wat jy weghardloop vir daai leeu wat daar buite staan. En dis presies waartoe die Here ons roep. Nie om weg te hardloop nie, maar om saam in die geloof sterk te staan, sodat wanneer jy 'n broer langs jou sien wat swaar is, swaar kry, afgemat is, moeg is, dat jy hom kan bemoedig. En kan sê, staan op. Want tans dink ek dit is die grootste probleem in die moderne kerk is, die duiwel het dit reg gekry om ons te isoleer van mekaar af. Dat ons nie meer soos familie optree, soos 'n ewige familie, wat alles sal gee vir mekaar, tot uitbreiding van hierdie koninkryk nie. Wat sal optree, mekaar vermaan in liefde, mekaar sal bemoedig, mekaar sal oplei in die geloof en die kennis van God nie. En dit is presies hoe die Romeinse tydperk ook verbygegaan het. Die vyand het net slimmer geraak en geleer hoe om hulle te verower, deur hulle op te breek. En mense, ek weet hierdie wapenrusting is heel eenvoudig, maar ek glo elke een van ons wat hierso sit, en ek wil eintlik hierby eindig en volgende Sondag aanbeweeg, sukkel met 'n tipe sonde in ons lewens. Word getuister daagliks met dinge wat in ons denke aangaan, en soos wat die woord sê, wat is die vensters tot die hart en die siel, en dit is jou eie oë. Want die wêreld daar buite is so de mekaar donker en lelik, dat ons hierdie dinge daagliks raak sien, ons word amper later gevoelloos teenoor hierdie dinge. Maar ek gaan julle nou 'n volgende paar vrae vra, en as jou antwoord nee is op een van hulle, beteken dit dat jy moet werk aan hierdie aspek. Dat al ken jy die wapenrusting, beteken dat jy dit nog nie aangetrek nie. Die eerste vraag is daar tans aanvalle of temptasies in jou lewe wat jy nie kan weerstaan nie? Die tweede vraag, staan jy op elke oggend en trek jy werklik die wapenrusting van God aan? Dis die tweede vraag. Die derde vraag is, groei jy in hierdie wapenrusting van waarheid, geloof, en so ook soos wat ons volgende Sondag gaan bespreek? Is jy saam medegelowiges ingehak om die vyand te weerstaan? En mense, ek weet nie van julle nie, maar op baie van hierdie vrae dink ek is daar 'n nee, of op meeste van hulle. En mense, is dit nie hartseer dat dit eintlik toon hoe eintlik kinderlik is ons in die geloof nie, dat die Here vir ons sê, hierso is dit, trek dit net aan, maar ons doen dit nie. En ons sê vir ons, nader hom, en ons sê ons weet nie hoe om dit te oorkom nie, maar hier sê die woord vir ons duidelik, met praktiese verduideliking, hoe om Satan te weerstaan in jou eie lewe. In die krag van Christus, en die krag van God, deur die wapenrusting aan te trek. En mense, jy kan dit nie doen op jou eie nie. Die Here roep ons nie om alleen te loop in hierdie wêreld nie. Hy roep ons om saam met mekaar, soos 'n legion van die Romeinse soldate, saam te stap, en as een struikel, dat die ander hom kan optel. En my vraag is net aan julle, ek glo nie een persoon sal nou sy hand opsteek en sê, hulle het hierdie al bemeester, hierdie wapenrusting nie. Maar as dit die geval is, dat nie een van ons dit bemeester het nie, hoekom vat ons nie hande saam, en bemeester het saam nie? Is dit nie hartseer dat ek dit vanoggend gaan sê, en as ons hier uitstap, gaan dit nie meer 'n waarheid wees, vir meeste van ons nie? Is dit nie 'n waarheid nie? Dat elke Sondag sê ons waarhede van die kansel af, ons kyk video's, maar ons maak dit nie deel van ons lewens nie. Kan ons dit verander? Kan ons begin eg raak in dit wat ons hoor? Kan ons begin die woord deel maak van ons, dat ons soos Christus hier kan uitstap, dat ons God se liefde, se genade en vrede kan uitstraal in hierdie gebroke wêreld? Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, ons sê vir U dankie vir die eenvoud van die woord, maar ook die diepteid wat saam met dit gaan. Vader, ek glo nie, is een persoon vanoggend, en ek in Kluisend, wat nie skuldig staan daaraan, dat ons nie die wapenrusting aantrek nie. Vader, mag U ons seën as Brakpan Baptiste gemeente, as broers en susters van dieselfde liggaam, om begin wys op te tree met ons geestelike wandel. Dat ons hierdie dinge sal deel maak van ons,
een maak van ons en ook sodoende broers en susters leer in die geloof hoe om dit ook te doen. Vader, ons as moderne kerk het vir te lank stilgestaan en niks gedoen nie, liewe Heer. Vader, mag U ons gebruik om 'n verskil in hierdie wêreld te maak. Dat ons sal besef dat ons geroep word vir die mensdom wat verlore is, dat hulle nie ons vyand is nie, maar dat ons teen die aanvalle sterk sal staan in U krag, liewe Heer. Vader, gee vir elke liewe broer en suster hier die bemoediging in sy hart, dat hy ook weer sal uitgaan en U evangelie verkondig, liewe Heer. U boodskap van vrede, U boodskap van die seën. En Vader, mag ons onsself daagliks daaraan herinner dat ons nie een van hierdie dinge verdien nie, maar dat dit die dryfkrag sal wees om dit te doen. Om ons roepings uit te leef en ook sodoende om U goeie woord te verkondig. Vader, help ons om te groei in U waarhede, om 'n deel te maak van ons lewens. En Vader, as daar mense is vanoggend wat sukkel met waarhede om dit te aanvaar, Vader, mag U Gees hulle genesing bring in daai aspek, maar ook leiding, dat dit werklik deel sal word van wie hulle is. En Vader, kan ons net begin eg raak as gelowiges, nie meer terugsit en net 'n lekker storie hoor en dan huis toe beweeg nie, maar dat ons sal ywer en sweet vir U koninkryk. Vader, ek vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. Staan dan en ontvang die seën. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om jou teen die aanvalle van die bose te beskerm. Die Here is onder jou om jou te dra as jy val. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die Here jou tot in alle ewigheid. Amen.